die landskap is ongelooflik hier rondom ons. En soos ek elke oggend as ek by die plaas inry, dan ry ek by die Groot Kanon. Jy kry daai gevoel as hulle daar by jou is, ja. Presies. Kom gooi 'n bietjie bal vir die honde. Wynpersepsie is anders, die wyntaal is anders, die wyn gebruiksgeleenthede is anders. Without replica, 9 provinces woven together as one. Stands a nation under the African sun. We are the Rainbow Nation, ready to show up for any occasion. 12 languages woven together as one. Stands a nation under the African sun. With grit and resilience, we strive for brilliance. With our big hearts, we are ready to share. Welkom terug by Karoo Kiwi, dis episode 14. Daar is min dinge wat jy so vinnig kan terugvat huis toe soos 'n reuk of 'n smaak. 'n Stukkie biltong, die reuk van braaivleisvure en vir baie van ons 'n glas wyn wat proe soos die Stellenbosch se son. Vandag se episode gaan oor daardie koneksie. Ons gesels nie oor die migreem nie, maar oor een van die mees geliefde produkte van Suid-Afrika wat na die wêreld reis. Ons ontkurk die stories, die passie en die trots agter wêreldklas Suid-Afrikaanse wyn. En ons gas is die perfekte persoon hiervoor. Hendrik Venter is 'n internasionale wynbemarker van een van Suid-Afrika se mees ikoniese wynplase, die legendariese Kanonkop landgoed. Hy is in wese 'n ambassadeur vir 'n stukkie van ons erfenis. Hendrik, baie welkom by Karoo Kiwi. Dis 'n voorreg om jou te hê. Ek en jy kom al 'n lang pad aan, maar vertel ons 'n bietjie van jouself en waar bevind jy jou nou in die wêreld? Ek neem aan lekker om jou weer te sien ook vir 'n slag. Ek sit lekker in my kantoor op Kanonkop hier in Stellenbosch. Dit het gisteraan so 'n bietjie gereën, en vanoggend het die sonnetjie weer sy kop uitgesteek, so dis daai perfekte lente dag hier in die Boland. Yes, kan nie beter hê. Ja. Vertel ons so 'n klein bietjie van jouself. Wie is jy? Wat doen jy? Ek weet ek het nou jou intro gedoen, maar ja, ek jou hoogtepunt uit. Ek is by Kanonkop, internasionale bemarkingsbestuurder. Ek is nou al so amper 2 jaar by Kanonkop betrokke. Maar het groot geword natuurlik soos baie mense met Kanonkop op die etenstafels. Ek dink mense sal ook hou van om te weet ek en jy het al saam gewerk in die wynbedryf. Destyds in Rossenwil, net aan die kant die berg. Ek glo. Lang terug. Ja. Dit is die tyd loop vinnig. Yes. Hoorie Hendrik, voor ons diep delf, kom ons breek die ys met 'n paar vinnige vrae, vinnige antwoorde. Right. So, rooiwyn of witwyn op 'n koue herfsaand. Wat een verkies jy? Op hierdie stadium, ek gaan vir jou sê, dis pinotage al die pad. Okay. Dis pinotage al die pad, ja. So, dit is interessant. Yes. Mense gaan mos maar deur fases en dan is dit Chenin Blanc, dan is dit pinotage, dan is dit rosé of vonkelwyn, maar as jy vir my voor 'n vuurtjie sit en daar's 'n vleisie wat gebraai moet word op 'n herfsaand, dan is dit pinotage all the way. Lekker. Dis interessant jy dit noem, want my volgende een is so pinotage, die cultivar, is dit nasionale trots of word dit misverstaan? Man, pinotage het 'n baie interessante geskiedenis. Ek dink die meeste wyn liefhebbers daar buite, en as ek nou sê wynliefhebbers, dan is dit nou internasionaal. Het in die verlede wanpersepsie gehad oor pinotage bloot omdat daar was so bietjie of below average pinotages al in die mark gesit. En ek dink dit skep persepsies, maar ook mense is maar gewoond aan die ou cultivars wat hulle ken. Of dit nou Merlot of Shiraz of Cab of Pinot Noir is.
mense is maar gewoond aan daai en pinotage is iets anders vir baie mense daar buite. Maar pinotage het regtig die afgelope tyd gegroei in postuur tot 'n absolute wêreldbreker. Ons vier hierdie jaar die 100 jaar herdenking van pinotage wat die kultivar is geskep in 1925 en dit is ek wil amper sê hierdie jaar het daar so baie goeie pinotages ontduik in die mark en stories is vertel van die pinotages. Ons het ongelooflike ou wingerdstokke veral hier op Kanonkop pinotage wingerdstokke wat al van die beste pinotages in die wêreld gemaak het en daai stories wil ons vertel, jy weet. En mense is oor die tyd as hulle dit hoor. Goed, so die beste kospasmaat vir 'n glas Kanonkop Cadet Pinotage Rosé. Is dat so een? Die vraag is by geskop. Ja, wat se kos pas daarbey? Man, ek dink jy moet saam met 'n glas Pinotage Rosé moet jy 'n snoek braai. Dit is 'n lekker stukkie Kaapse snoek. Is wat vir my ek dink die beste pas. Natuurlik Pinotage uiteindelik soveel nut en soveel maniere hoe jy dit kan soos die Engelsman sê pair. Ek glo vas die beste pairing is die een wat jy die meeste geniet op daai oomblik. As dit nou 'n burger is saam met 'n glas Sauvignon Blanc of 'n groot vet steak saam met 'n glas Chenin of 'n bottle pinotage saam met 'n bord sushi. Maak nie saak nie. Dit gaan oor wat jy die meeste geniet en genot uitkry. Dis uiteindelik waaroor wyn gaan. Ek hoor jou. My laaste vinnige vraag is, wat verkies jy, 'n wynproe op die plaas of by 'n internasionale wynskou? Op die plaas. Dat is nie 'n kwessie nie. Dit is as jy hier op die plaas aankom en hier is ons het omtrent so amper 10 honde op die plaas. So as jy stop is daar altyd 'n waaiende stert wat jou eerste groet en onmiddellik begin mense ontspan. Dit voel soos tuis. En dan as jy lekker kan sit op die stoep hier by Kanonkop met 'n glas pinotage of 'n cab of Paul Sauer, dit is net 'n hele ander gevoel wat jy kry. Dit klink idyllies man. Ja. Kom ons, are you enjoying the Kiwi life but have a financial headache stuck back in South Africa? Getting your rands and blocked funds home can be complicated. All that SARS and SARB compliance, it's a lot to handle. That's where FinSelect comes in. We manage the entire process for you, making the transfer of your funds to New Zealand simple, smooth and secure. Bring your money home hassle-free. Visit finselect.co.nz and get started today. Kom ons beweeg aan na die lekker dele. Hendrik, verf ons 'n prentjie, né? Vir 'n Suid-Afrikaner wat nou in 'n koue, nat Hamilton sit soos ek en verlang. Neem ons na 'n oomblik na die Kanonkop landgoed. Wat sien en ruik en voel jy op 'n tipiese oggend daar? So ons is hier op die hange van die Simonsberg. Uiteraard Stellenbosch het nie 'n tekort aan berge nie. So die landskap is ongelooflik hier rondom ons. En soos elke oggend as ek by die plaas inry, dan ry ek by die groot kanon daar teen die pad en dan ry jy so verby die Paul Sauer blok wat so aan jou regterhand sit as jy van die pad se kant af inry en verby ons het so akkerwoud waar jy ry tot by die plase ingang. En dan ons sit so in 'n tipe van 'n vallei met die hange van die berg rondom ons. So dis altyd lekker koel hier in die vlak
So as jy inry veral op 'n somersdag gaan jy nogal verskriklik bly vir die bietjie koelheid wat jy kry. Ja, ek kan dink. En ja, dan ag is net 'n ongelooflike omgewing om in te werk. So hier in die Boland. Ek kan dink. Ja, ek is jaloers. Vir die ander kant kom kuier. Ja, ons sal verseker. Kanonkop is 'n instelling. Wat maak hierdie plaas en die Stellenbosch streek so uniek in die wêreld van wyn? En dan saam met dit verduidelik vir die leek daar buite, wat is terroir? So ek dink om terroir te beskryf is baie moeilik. Daar bestaan nie eens 'n Engelse naam of enige ander taal vir terroir nie. So terroir is 'n Franse term wat eintlik beteken dis 'n omvattende term vir al die elemente waarbinne 'n wingerdstok groei en druiwe produseer. Okay. So dis alles van die helling waarteen hy geplant is, wat sy rigting die helling wys, hoeveel water jy kry. Kyk is al die weer en die klimaat se impak op die So dis eintlik uniek tot elke blok, sou jy sê? Absoluut. Ja. Selfs stokke. Jy kan wingerdstokke hê aan die onderkant van die helling en die bokant van dieselfde helling en hulle beide gaan verskillende druiwe produseer. Ons het 'n paar blokke hier waar die rye hulle loop so van noord na suid en so langs mekaar en dan die een ry kry oggendson en die ander ry kry middagson, maar hulle word saam gepas. So jy kan duidelik 'n verskil proe in die ry wat oggendson kry versus die ry wat middagson kry, maar omdat hulle saamkom in die keller, dan bring jy al daai elemente bymekaar en is soos laag van kompleksiteit wat jy in die wyn inbring. Ja. So dis eintlik die beste manier om terroir op te som. Dis hoekom alle wyne verskil. Die Stellenbosch wyn is dieselfde as 'n parelwyn of 'n swartlandwyn nie. Ja. So Kanonkop en Stellenbosch, hoekom so uniek in die wêreld van wyn? So jy sê. Kanonkop se storie is eintlik so elke wynplaas het sy unieke storie. Kanonkop se storie is redelik gewortel in familie, in pinotage. So een van die oudste wingerdblokke, pinotage wingerdblokke in die wêreld is op Kanonkop geplant. Destyds was dit so Kanonkop die storie van pinotage is eintlik baie interessant. So die kultivar is geskep deur professor Abraham Perrault by die Universiteit van Stellenbosch. Bekende name nie. Ja, hy het deur Pinot Noir gekruis met Cinsault of Hermitage. En dis waar die naam Pinotage vandaan kom. En toe het hy die 4 saailinge wat hy toe nou of nie wag, hy nie 4 saailinge nie, hy het 'n saailing gaan plant by sy huis. En eintlik maar so 'n bietjie vergeet daarvan. En toe op 'n dag toe hy wegtrek van die huis af na hy, ek dink afgetree by die universiteit, toe die nuwe mense in die huis intrek, toe is hulle besig om die tuin skoon te maak en hulle besig om al die wingerde of die plante uit te trek en netjies te maak. En so ry een van die professor se vriende, Dr. Charlie Neus, ry toe verby op sy fiets. En hy sien toe wat hulle doen en hy gaan ry toe 4 steggies van hierdie oorspronklike pinotage wingerd. En hy gaan plant dit toe in die universiteit se tuine en hulle sien toe maar dis 'n nuwe druif met 'n jy weet wat nie 'n kultivar is wat hulle al teëgekom het. Wat bestaan. Ja, en toe die eerste wingerdblokke is toegeplant op Bellevue en op Kanonkop in 1953. En die eerste wyne daai tyd toe verkoop Kanonkop nog nie wyn onder sy eie handelsmerk nie. Ons het daai tyd nog is 'n ander tyd gewees. Ek meen jy het baie maar bestaansboere gehad wat bietjie geboer het met wingerde, bietjie skaap, bietjie jy weet appels en pere en allerlei dinge.
Hulle is gelewer aan distillers wat distel geraak het daai. Ja, distel, wat daai tyd toe Stellenbosch Farmers Winery is. Yes, en toe op daai stadium het die handelsmerk Lanzarak het toe nog geval onder SFW, Stellenbosch Farmers Winery. En daar is toe pinotage gemaak op Kanonkop en pinotage gemaak op Bellevue en die twee is saamgeblend onder die Lanzarak handelsmerk in 1959. So dit is eintlik waar die soos ek sê die footprint van Kanonkop begin het in die pinotage storie. Ja, ons het deur die jare om net weer terug te kom na die familie. Al die besluite wat hier geneem was op Kanonkop was ten bate en as die familie saamgeneem. Onder andere ook die besluit om alle wingerde uit te trek wat nie aard by die terroir perfek nie. So ons het toe besluit om al die hier was Riesling en Chenin Blanc en Shiraz en allerlei ander cultivars ook op Kanonkop gewees. En al daai cultivars is uitgetrek in net pinotage en die Bordeaux variëteite. So Cabernet Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot is gehou op die plaas. En dit was natuurlik 'n baie groot van 'n kommersiële oogpunt af 'n baie groot besluit gewees. Maar daar was net besluit om te fokus en dit was uiteindelik so baie fokus. En obviously die vrugte gepluk daarvan. So ja, absoluut. So jou werk is om 'n stukkie van Suid-Afrika in die wêreld te verkoop. So wat is die een storie van Kanonkop se geskiedenis wat internasionaal is? Die meeste fascineer my. Ek neem aan dis hierdie hele pinotage storie wat jy vir hulle gewoonlik vertel of is daar nog iets van Kanonkop wat hulle fascineer? Nee, absoluut. Daar's baie stories wat 'n mens kan vertel. Eintlik miskien kan ek vir jou net ook 'n bietjie agtergrond gee oor want mense gaan gewoonlik maar terug, hulle wil hoor oor die wyn. Mense het 'n emosionele koneksie met die wyn en die mense wat die wyn maak. Ons het in ons geskiedenis het ons nog net 4 wynmakers ooit gehad op Kanonkop. Ons eerste wynmaker was Jan Boland Coetzee, Springbok legende, wat ongelukkig so 'n paar weke terug oorlede is. Yes, ek het gesien. En hy na hom was dit Beyer Streeter wat natuurlik nou Beyer Stroof het. Ek wou nogal vra hoe die pinotage. Ja. So na was dit Abri Beeslaar wat ook nou sy eie handelsmerk het, Beeslaar wyne. En tans is ons wynmaker Francois van Zyl, maar waar dit eintlik interessant raak is dat elke wynmaker het ietsie bygevoeg tot die Kanonkop storie. Jan Boland het wyne gemaak destyds, het was in 1973 die eerste keer wyne onder Kanonkop se label bottel. Daai wyne is gemaak van wingerde wat hy voorberei het en ons gebruik nou nog van daai wingerde. As jy met Beyers en met Abri praat, hulle beide sal sê dat die grondvoorbereiding wat Jan Boland gedoen het op Kanonkop het vir generasies die wingerde gehelp gesond bly en in terme van die kwaliteit van die druiwe het dit ongelooflike bydrae gelewer. En dan Beyers het natuurlik met die proses wat ons volg in die keller, wat 'n baie ou wêreldse proses is. Ons doen wat hulle noem punch downs. In ons het oop kuipe waar ons wyn fermenteer en dan doen ons punch downs in die kuipe vir elke 2 ure 24 ure 'n dag vir die durasie van die fermentasieproses. En dit is natuurlik ongelooflik arbeidsintensief. Maar Beyers het hierdie proses
basies deel gemaak van die kanonkop DNA, omdat dit so goed pas by pinotage as 'n cultivar in die styl van pinotage wat ons maak, wat 'n verouderbare styl is. Jy kan 'n bottel kanonkop pinotage kan jy los vir dekades onder die regte omstandighede. En nie net dit nie, hy het ook in 1991 het hy wynmaker van die jaar, internasionale wynmaker van die jaar gewen, en onder andere deel van sy wenwyne was 'n pinotage. So dit was toe, ek dink ons regtig 'n pinotage op die map gesit het. Ja, want voor dit was dit nog glad nie, ja. En Aubrey ook, Aubrey het toe uiteindelik verdere 3 keer internasionale wynmaker van die jaar gewen. Wow. Nou Aubrey is verlede jaar is hy weg by Kanonkop en François het nou oorgeneem, maar ons is baie opgewonde oor die pad vorentoe. Niks verander, ons verander nie vreeslik baie hier op Kanonkop, ons verander nou en dan 'n ligbal, maar verder bly die wyn maar altyd dieselfde. Ja, dieselfde omstandighede. Mens hinder nie 'n wenresep nie, so Nee, jy moet nou nie gaan staan en sout byvoeg by jou ouma se resep as dit nodig is. Verstaan jy? Hoorie Hendrik, jy reis die wêreld vol om Kanonkop te bemark. So, hoe is dit om 'n trots Suid-Afrikaanse produk in plekke soos Europa en Asië en selfs Oseanië te verteenwoordig? Ja, dit is natuurlik 'n ongelooflike voorreg, Aubrey, om nie net die Suid-Afrikaanse vlag te kan dra wanneer 'n mens reis, maar ook ek is mal oor die verskillende kulture wat 'n mens teekom en verskillende maniere van goed doen en dink. Dis regtig incredible as jy kyk na hoe divers die mense in die wynbedryf is. En nie net aan die wynverkoopkant nie, maar aan die verbruikkant, die verbruikerskant ook. Mense wat wyn drink in Amerika versus in China of in Uganda. Die wynpersepsie is anders, die wyntaal is anders, die wyn gebruiksgeleenthede is anders. En dis ongelooflik om te kan sien hoe Suid-Afrika se wyne in plak of inslaat in hierdie verskillende situasies. En wyne jy met jou aanslag elke keer verander. Ja, absoluut. Jy moet aanpasbaar wees. Ja, absoluut. Dit is natuurlik, ek is mal oor kos en kos maak, so ek geniet dit ook om te sien hoe jy het net vroeër gevra oor food pairings, hoe 'n bottel pinotage kan pas by 'n Amerikaanse Texas steak en dan ook by 'n Chinese hotpot. Dit is fantasties. Unbelievable. Ja. So, wat is die grootste wanpersepsie wat daar buite bestaan oor Suid-Afrikaanse wyn in die buiteland nou? Ek dink mense baie keer hulle verwar Suid-Afrika se die stories wat hulle lees oor Suid-Afrika in die media. En ons almal weet die media hulle sal publiseer wat hulle kan verkoop. Exactly, Ek dink daar's 'n wanpersepsie oor Suid-Afrika, maar die fout wat mense maak is om te dink dat Suid-Afrikaanse wyn onder dieselfde kam geskeer word. Ons het ek dink die boodskap na buitentoe word heeltemal uit proporsie uitgeblaas soms. En as mense na Suid-Afrika toe kom en hulle kom sien hoe mooi dit hier is en die mense en hulle self beleef en self kom beleef, dan verander dit heeltemal die persepsie partykeer. Ja, dis hoekom jy sê eerder 'n wynproe op die plaas as op 'n internasionale verhoog.
Mense kry daai gevoel as hulle daar by jou is, ja. Presies. Kom gooi 'n bietjie bal vir die honde. Ja, so jy was nou al in baie markte. Watter een is die moeilikste om te beïndruk en hoekom? Toe. Dis 'n moeilike een. Ek dink as ek dit op 'n ander manier kan antwoord, ek dink dalk dit gaan nie oor beïndruk nie. Maar dit gaan partykeer is daar barriers. So daar's partykeer is dit 'n taal ding, partykeer is dit net dit jy moet regtig mooi probeer aanpas by die mense se kultuur. Party nasionaliteite het nie dieselfde sin vir humor as ons Suid-Afrikaners nie. Min net, ja. Maar ja, ek het ook al in sale gestaan of by proe waar jy probeer om 'n grap te maak en lekker staan hulle met so dan kyk jy mense jy weet so. Dis partykeer waar dit uitdagend raak. Maar ek dink daar's nie iemand wat jy noodwendig wil beïndruk nie. Ek dink wanneer jy te hard probeer om iemand te beïndruk, dan is jy nie meer eintlik jouself nie. So ons is Suid-Afrikaners, maar net onsself wees. Exactly, ja, dis al wat ons kan wees. Ek het 'n lekker gesprek gehad met sy naam is Renier Lombard van die Lekker Network en hulle is besig met groot dinge. En jy kan nie glo vir Suid-Afrikaners in top posisies en groot besighede in die buiteland het nie. Ons die brand is besig om homself te bou, né? Die Suid-Afrikaanse en dit gaan al die tipe uitvoerprodukte ook optrek, na 'n ander vlak toe. Ja. In 'n geval. So as jy nou by 'n internasionale wynskou is en jy is omring deur Franse, Italiaanse, Australiese wyne en jy staan by Kanonkop se stalletjie, wat is daai superkrag wat jy het, daai een wat uitstaan, daai een wat jy heel voorsit? Bedoel jy nou van ons wynreeks? Van julle produk, ja, wat ja. Man, ek dink ons vlagdraer bly maar altyd die Paul Sauer, die Bordeaux blend. Die Paul Sauer is jy weet was die eerste Suid-Afrikaanse wyn wat 'n 100 punt gehaal het van 'n internasionale wynkritikus. En dit was so dit is maar ons vlagdraer en dit is 'n wyn wat ek dink as mense praat van rooi versnitte in Suid-Afrikaanse rooi versnitte, dan is die Paul Sauer een van die top keuses daar buite. So dit is 'n wyn wat die internasionale wynkringe nou al redelik goed ken. Ja, okay. So dit is maar altyd waarmee 'n mens lei. Vir die mense wat nie weet nie, wat is 'n Bordeaux blend? So Bordeaux versnit is kyk in Frankryk laat hulle jou net toe om sekere cultivars in sekere areas te plant. So in Bordeaux mag jy die rooi cultivars wat algemeen daar geplant mag word is Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec en Merlot. En die Bordeaux blend is dan nou 'n versnit van twee of meer van hierdie verskillende cultivars. So die Paul Sauer, soos ek vroeër gesê het, ons het 'n blok wat omtrent 99% van die Paul Sauer versnit uitmaak, soos wat jy inry by die plaas aan jou restaurant. En hierdie blok is omdat die drywe vir die wyn grootendeels uit hierdie blok uitkom, is die versnit elke jaar baie konsekwent, is baie dieselfde. So jy het altyd gewoonlik so 70% Cabernet Sauvignon en dan 30% word gewoonlik opgedeel tussen Cabernet Franc en Merlot. So partykeer is dit 15-15, partykeer is dit 13, 17 of wat ook al. En dan is altyd daar's so 1 of 2 rye Petit Verdot. So daar's altyd so 1% Petit Verdot by. Maar dis gewoonlik te min om sommer op die label eens te sit. Maar ja, so dit is ons Bordeaux versnit, Paul Sauer.
So, kom ons maak 'n koneksie met die huis vir die buitelanders. Wanneer ek 'n bottel kanonkop hier op 'n rak in die buiteland sien, is dit meer as net 'n wyn. Dis 'n stukkie identiteit. So wat voel jy, wat hoop jy voel Suid-Afrikaners wat oor see is wanneer hulle 'n bottel wyn met julle label op sien of koop for that matter? Ek dink vir my ons as Suid-Afrikaners moet trots wees op ons herkoms. Ja. En ek hoop regtig dat Suid-Afrikaners kan trots voel op handelsmerk soos Kanonkop. Dit is dit nie ons is 'n baie trotse nasie, ons is 'n baie passievolle nasie. En ek dink dit sal vir my baie na in die hart lê as mense met trots 'n bottel Kanonkop op 'n tafel kan sit en deel met iemand wat dit van 'n ander herkoms, van 'n ander land of wat dit dalk nie geproe het nie. Ja. Ja, en dit sluit aan by my volgende vraag. So as iemand dan nou oor see 'n bottel wyn wil bekendstel aan sy buitelandse kollegas, watter een sal perfek wees om dit te doen, om mee te begin van julle reekse? Man, ek sal eintlik voorstel sommer enige een. Ja, begin sommer met die dit hang ook af van jou begroting. Ja, okay. So, dit maak sin. Maar as begroting nie 'n probleem is nie. Kyk, ons het eintlik net 2 reekse. Ek gaan weer terug na ons fokus op ons wyne. Ons het net 8 verskillende wyne. That's it. Dis so onder die Cadet reeks, die Cadet wyne is 4. So dis die Cadet Cabernet, Cadet Pinotage, Cadet Cape Blend. Cape Blend is soos wat ek net nou verduidelik het, Bordeaux versnit. Cadet Cape Blend is 'n Pinotage gebaseerde versnit. En dan het ons die Pinotage Rosé. En dan het ons die wat ons noem die Estate reeks. Dit is ook 'n Pinotage en 'n Cabernet. Die druiwe word slegs hier op die Kanonkop landgoed geproduseer. En dan ook die Paul Sauer wat ook 'n versnit is. En dan maak ons 'n wyn wat nou al deur mense geken word as die Black Label Pinotage. En hierdie Black Label Pinotage word gemaak deur daai oorspronklike blok wat in 1953 geplant is. Net van daai druiwe gebruik te maak. Ja. So dit is as jy nou regtig wil praat van 'n stukkie nasionale trots. Ja, en erfenis, dan sou ek sê die Black Label, jy kan Black Label. Black Label sê die Bybel. Ja, seker. Dis nie verwar met Zamalek nie, asseblief. Zamalek. Ja, so wat is nuut in die Suid-Afrikaanse wynbedryf wat ons dalk nie van weet nie? Wat gaan aan? Wat is die nuwe groot dinge daar buite, die tendense? Sjoe, ek dink ons is besig om regtig die reputasie van Suid-Afrikaanse wyn in die buiteland. Ek dink mense is oorbluf wanneer hulle hier kom en hulle kom sien wat se kwaliteit wyne hier tans geproduseer word. Ons het nou so 'n week of 2 terug het ons 'n groot wat ons soos hulle sê 'n trade show gehad met die naam Cape Wine in die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum. En dit is waar ons dan mense van reg oor die wêreld nooi, of dit nou retailers is of verspreiders of wynmedia, hulle almal kom Suid-Afrika toe vir hierdie skou. Dit gebeur net elke 3 jaar. En ons het gesien mense se kake het op die grond gehang. Of net die oorbluf deur nie net hoe divers ons wynbedryf is. Jy weet, van die wyne van die Swartland tot in Constantia, Stellenbosch en die Brede Kloof en Hemel en Aarde. Oral word verskillende wyne van wêreldgehalte
geproduseer. En alles verskil. Jy kan 50 km ver ry, dan is jy in 'n ander wêreld. Wel, jy hoef nie so ver ry, jy kan 10 km. Dan kry jy 'n ander styl wyne en ek dink jy weet dit is so deel van ons identiteit is die diversiteit vir Suid-Afrikaners en mense in die internasionale arena is besig om dit al hoe meer raak te sien. Ja, en ek meen events soos die Cape Wine is besig om daai wanpersepsies waar ons gepraat het af te breek. Want die mense word regtig oorweldig en oorbluf soos jy sê met die hoeveelheid van die aanbieding en die tipe aanbieding en die kwaliteit wat daar is actually. Ja, dis amazing. Dis 'n goeie platform. Ja. Nee, ons kan regtig ons kan in die kruit klim saam met die beste boksers daar buite. Correct. New Zealand doesn't have to be complicated. Simply Visa NZ helps employers and migrants navigate the visa process, from work and residence visas to visitors visas. Led by immigration lawyer Rain Visser, the team provides clear, honest advice, so clients always know what's needed and what comes next. Their goal is to make every move simple, stress-free and successful, because starting a new life in New Zealand should feel exciting and not overwhelming. Visit simplyvisa.co.nz, complete the online application form, and let Simply Visa NZ help you make your migration dream a reality. Heinrich, ja, soos ons nou afsluit, wil ek vir jou vra, wat is jou top wenke vir enigiemand in die wêreld wat dalk Suid-Afrikaanse wyn beter wil leer ken? Gaan koop dit. Ja, dit is eenvoudig. As jy ek dink is maar so eenvoudig soos dit is gaan haal 'n bottel Suid-Afrikaanse wyn van die rak af. En daar's so baie tools wat jy daar buite kan gebruik. Daar's apps soos Vivino. Jy kan natuurlik as jy wil ou skool wees, kan jy gaan lees op die plaas se webtuiste of gaan lees net enige materiaal rondom die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Gaan educate yourself so 'n bietjie. Ja, enige so iets, maar die belangrikste is gaan ek het so wat ek al baie met my pelle ook gedoen het is wanneer ons sê nou maar Saterdag bietjie braai en daar's later bietjie rugby of so en ons doen 'n wynproe maar ons doen dit blind. Nie ons blind ook onsself nie. Ons doen ook onsself blind. So dit is dat dan maak jy jy koop 'n hele paar bottels van kom ons sê Cabernet of verskillende rooi wyne van die Suid-Afrikaanse kategorie of witwyn of wat ook al. Maak nie saak. En jy maak hulle toe met koerantpapier of selfs 'n sokkie of 'n stuk lap of 'n kardusap. Maak die wyne toe, proe dit blind en sonder dat jy die label sien. En laat die mense 'n bietjie raai wat hulle proe. Okay, ek proe nou, jy weet, bessies en sederhout en allerlei dinge nie. Maar laat hulle vir jou sê, ek dink hierdie is 'n pinotage of ek dink hierdie is 'n Chenin Blanc. Ja, of ek dink hierdie proef my soos 'n wyn wat ek kan geniet saam met snoek of sushi of lekker bordpasta, wat ook al dit is, maar engage. Praat met mekaar oor die wyn. Dit is gewoonlik wanneer 'n liefde vir wyn en wynkultuur ontwikkel is wanneer jy vir jouself interessant maak en jy vind 'n koneksie daarmee. So of dit nou is by jou volgende braai of dit nou is by Kersfees of sommer net 2 of 3 pelle wat mekaar kom op 'n Dinsdag aan en julle doen 'n bietjie 'n wynklub. Dis waar dit gaan. Yes, dit klink nou 'n lekker sosiale geleentheid man. Ja. Julle moet maar 'n Suid-Afrikaanse wynklub begin daar in die koue Hamilton dink ek.
Ja, miskien sal ons warm raak. Hoorie, jy reis internasionaal, jy kon seker al internasionaal gaan bly het ook. Wat hou jou in Suid-Afrika? Ek dink vir almal is dit verskillend. Ja. Vir my ek is mal oor die werk wat ek doen. Soos ek sê, ek tap energie daar uit om elke oggend deur ons hekke te ry, want dit is vir my lekker om hier te werk, en die mense saam te werk. So ek dink uiteindelik gaan dit vir my terug na my mense by wie ek is, die omgewing. Ek is lief vir die omgewing, ek is lief vir die Boland. Dit is ek is hier gewortel en hier sal ek groei. So ek weet dit is taaf, en ek dink mense trek vir verskeie redes. Party mense mis die huis verskriklik, party mense pas baie goed aan elders. Ja. Ek voel dit is baie nodig om, indien jy iewers anders heen gaan, om te kan aanpas by die kultuur van die plek waarheen jy gaan. Maar nog steeds onthou waar jy vandaan kom. En don't let go of your own culture, but understand the culture where you're going. En nou ek dink ek is net heeltemal te happy met Waterblommetjie Breerie en Simonsberg. Lekker. Ja. Yes sir. Hoorie, ons is nader na die einde. Dit is baie lekker met jou gesels. Waar kan mense meer oor jou leer en daar Kanonkop se storie volg? So ons is almal op sosiale media. Ek is op Instagram Vino Venturer. So Vino en dan amper soos adventurer, maar net Vino Venturer. Yes. En dan enigiemand kan ook Kanonkop gaan volg, Kanonkop Wine Estate. En ons is op LinkedIn, ons is op Instagram, en dan natuurlik op webtuiste. Daar's genoeg platforms waar jy sal kan lees van Kanonkop en die Kanonkop storie. Jy kan net Google. Ja. Jy kan maar net Google. Ja, jy sal hom kry. Great man. Hendrik, baie dankie. Jy het ons nie net nou dors gemaak nie, maar trots ook. En dankie dat jy die stories agter die wyn met ons gedeel het, man. Lekker. En dis seker nou uitvaltyd daar by julle, so geniet hom. Ja, dis al laat, dis al amper 9:00 in die aand hierso. So, ja. Nooit te laat vir 'n lekker glas rooi nie. Yes. So en almal wat geluister het, gaan soek daardie bottel wyn wat jou terugvat huis toe en deel die storie. Die skakels na Kanonkop is in ons show notes. Tot volgende keer, Karoo Kiwi groete en gesondheid. Cheers. Cheers. Southernmost tip of Africa lies a country without replica. 9 provinces woven together as one. Stands a